Goeiedag weer, liewe gemeentes, broers en susters. Baie welkom ook by hierdie oordenking van vandag. Ons gaan vandag se stukkie begin deur enkele verse, so 3 verse saam te lees uit God se woord. Ons gaan lees uit die brief aan die Hebreërs en dan gaan ons daarvan lees verse 14, 15 en 16. Ons gaan natuurlik die dagstukkie doen met wat vooraf gegaan het en enkele verse in hoofstuk 5 wat volg op ons teks hoofstukkie, ons teksverse. Kom ek lees vir u saam met Hebreërs 4 verse 14, 15 en 16. Daar skryf die skrywer vir ons, hy sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Ek lees tot sover vir ons. Nou, broers en susters, ons gaan in hierdie dagstukkie bietjie praat oor die troon van God. Dit word ook so in ons teksversies daarvan gepraat. Praat oor die troon van God. Begin hierdie dagstukkie deur vir ons almal 'n vraag te vra. Is u, is ons dalk angstig om eendag voor God se troon te moet verskyn? Eendag voor God se troon verskyn. Wel, as ons die Bybel reg lees, dan sal ons sien, verskyn voor God se troon is nie maar net eendag nie, maar het jy geweet, dit gebeur nou reeds baie kere. Dit gebeur byvoorbeeld as die Bybel Sondag in die diens op die kansel oopgaan, as ons die Bybel in ons huise oopmaak, of ook in 'n vergadering, of in die Bybelstudie. Dink maar nou net, hoe maklik is dit vir ons om byvoorbeeld 'n mening oor 'n preek te hê. Die Here se woord sê, nee, dis nie ons wat so seer die woord beoordeel nie, maar God se woord beoordeel vir ons. Kyk maar net by die verse vooraf aan ons teksversies, verse 12 en 13, daar skryf die skrywer, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En daardie woord dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Ons verskyn ook nou elke dag voor God se troon as ons bid byvoorbeeld. En dis hierby wat ons vandag wil stilstaan by ons gebede as ons tot God se troon nader. Jy nader eintlik tot God wat dwars deur jou heen kyk, so het ons vooraf gelees, of ek het genoem in vers 13. Alles is oop en bloot voor God. Jou diepste gedagtes en gevoelens en emosies, ja, selfs die diepste geheime van jou hart. En nader ook natuurlik tot God in al jou sondes. Ons het byvoorbeeld in vers 12 gelees, ek het dit genoem, en het gelees in die dagstukkie, dat die woord dissekteer 'n mens, amper soos 'n bekwame chirurg, dit dissekteer jou. En net so, kyk God ook dwars deur 'n mens heen. Jy staan voor God soos jy regtig werklik is. Kan jy dit dan wel waag om voor God te moet verskyn, net maar in jou gebede? Ja, sê die Here se woord in Hebreërs 4, verse 14 tot 16. Want hier word God se troon nie geteken as 'n troon van oordeel en van gerig nie, maar ons sien dit as 'n troon van genade
vir die gelowiges. En jy word aangemoedig om juis na hierdie troon te gaan. En jy hoef nie te gaan in angs en met bewering nie, maar jy word aangemoedig om met die grootste vrymoedigheid te gaan. Dit is ook die titel vir die dagstukkie vandag. Nader tot God se genade troon met die grootste vrymoedigheid. Nou, hoekom kan ons met soveel vrymoedigheid tot God gaan? Hoekom is daar 'n genade troon? Kyk maar by vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die seun van God, laat ons die belydenis vashou. Nou, deurgaans dan sal die skrywer in die brief praat van die Here Jesus as ons hoëpriester. Maar hier word hy genoem ons groot hoëpriester. Hy's groot, en dit doen die boek baie kere die brief van sal vir Jesus compare met Moses of met die hoëpriesters of met die priesters voor sy voorgangers. Jesus is net voortreffeliker, uitnemender as almal sy voorgangers. Jesus se voorgangers het elke dag vir die sondes van die volk en hulle het vir hulle eie sondes geoffer. Jesus op die ander hand is die offer vir ons sondes aan Golgotha se kruis net eenmaal. Almal Jesus se voorgangers was mense. Jesus is ook mens, maar hy is mens en God in een persoon. Die Bybel lees ons dat die hoëpriester, die Ou Testamentiese hoëpriester, hy kon net eenmaal in die jaar, dis op die groot versoendag, op Yom Kippur, tot in die allerheiligste nader. En ook maar net vir 'n oomblik in God se aardse teenwoordigheid staan. Jesus, hy daardie dik swaar gordyn, die voorhangsel wat God en mens van mekaar geskei het, hy het dit op Golgotha geskeur en toe het hy ons uitgeroep, dit is volbring. En op die derde dag het hy opgestaan uit die dood en het daarna deur die hemele gegaan, opgevaar tot in sy Vader se hemelse heiligdom. En die Vader het die Seun laat sit op die troon in sy teenwoordigheid, want hy het mos sy werk volmaak gedoen. En daarom is daar nou vir die gelowiges 'n genadetroon. En daarom nooi God vir ons uit, hy moedig ons aan, kom, tree toe tot God se troonsaal met groot vrymoedigheid. Want, sê die skrywer, ons het 'n groot hoëpriester, ons Here Jesus, die Seun van God. Ons hoëpriester word hier genoem met sy menslike naam Jesus en hy word genoem die Seun van God. Dink maar nou net vir in die Seun en die Vader. Hoe goed ken hulle nie mekaar nie. Hoe intiem het hulle nie 'n verhouding nie. Ons het mos net dan die regte verteenwoordiging by God se troon. Daarom moedig die skrywer sy eerste lesers aan en ook vir ons vandag, laat ons die belydenis vashou. Nou van wat se belydenis praat hy hier? Ons lees byvoorbeeld in Romeine 10 vers 9. Ons bely ons glo hom eers met die hart, ons glo tot geregtigheid en ons bely ook daardie geloof met ons mond tot redding. Wat se belydenis praat hy hier? Dit is die geloof wat ons het in ons Here Jesus, die Seun van God, ons verlosser. As jy nog kan terugdink en onthou van die vorige dagstukkies uit die Hebreërs, die eerste lesers wou ons vir Jesus inruil, of van hulle het dit seker gedoen. Hulle wou ons weet vanaf die Jesus kerk, as ek dit maar nou so kan sê, na Moses se kerk toe gaan. Maar as 'n mens dit doen, enige mens vir Jesus inruil, vir wat ook al, dan is dit mos fataal, want dan het my mens mos nie die verteenwoordiging by God nie. As jy by Jesus is, en jy nader nou so tot God se troonsaal, jy tree toe, dan kan jy jou altyd veilig voel. Nooit sal daar vir jou tekort aan begrip wees nie. Daar sal jy nooit verwerp word nie.
Ja, Jesus is God en hy is terselfdertyd ook mens. Hy is ons Here en terselfdertyd is hy ook regtig ons se broer. En hy weet as 'n mens baie goed wat dit is om 'n swak mensekind te wees. Kyk maar by vers 15. Daar lees ons, en dan wil ek hê jy moet let op, daar's 'n drievoudige nie wat in die sinnetjie voorkom. Hoor mooi, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, nes ons, maar sonder sonde. Hoor jy daardie drievoudige nie? Dit beteken, ons het juis 'n hoëpriester wat met ons medelee het. Jou Here Jesus weet goed, hy weet baie goed, uit ervaring wat dit is om swak te wees. Ons is swak plekke wat die duiwel so kan uitbuit. Onthou jy, vers 13, hoofstuk 4, jy is oop en bloot voor God, maar, en dis 'n groot maar, vir wie by Jesus is dit tot 'n groot troos. Ja, God weet regtig wat in jou hart lewe. Hy weet hoe swak jy is. Hy weet hoe jy sommer weer so maklik vir versoekinge ingee. Maar jou Here Jesus sit regs van God op die troon as een wat altyd saam met jou voel. Hy verstaan altyd vir jou. Die Ou Testamentiese hoëpriesters het die swakhede van die volk baie goed verstaan. Van hulle was self swak mense. En daarom kon hulle ook met sagmoedigheid met die volk omgaan. Dit lees ons in hoofstuk 5 vers 2. Want die Bybel lees ons ook mos nee, Jesus is ook baie sagmoedig. Al het hy nooit vir homself geoffer nie, want hy was mos sonder enige sonde. Maar hy is in alle opsigte versoek, nes jy. Hy ken dit. Hy verstaan dit baie goed. Hebreërs 5 vers 7 sê, Jesus het in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Hoor daardie woorde met sterk geroep en angs. Weet u lees dit in die Bybel. Doodangs het u Here Jesus in sy Getsemane se tuin het hom oorval en sy sweet is tot bloeddruppels toegebring. So bang was hy vir die gedagte van die dood, vir die gedagte van die kruis. En terecht noem die Bybel hom die man van smart. Hoe hy weet al te goed waarmee hy so sukkel en waarmee hy so aangeveg word. Hy ken al te goed wat aanvegtinge is. Hy het ervaring daarvan, hy het ondervinding daarvan. En so deur ervaring heen het hy geleer wat dit beteken om aan God se wil gehoorsaam te wees. Ons lees dit in hoofstuk 5 vers 8. Daarom kan jy altyd doodseker wees. Jou Here Jesus sal met jou simpatiseer. Versoekinge, beproefdheid is nie vreemd aan hom nie. Want ons praat altyd met mekaar, as jy iemand regtig wil help, dan moet jy in daardie persoon se skoene gestaan het. Jy moet al gesmaak, geproe wat hy deurgemaak het. As jy byvoorbeeld nog nooit honger was nie, dan sal jy nooit verstaan as iemand vir jou ietsie vra nie. Jou Here Jesus, hy hoef hom nie in jou situasie in te dink nie. Nee, weet jy, hy het al menige kere in jou skoene gestaan. En daarom kan jy met al die vrymoedigheid tot God se troon gaan. En God gaan nie uitpraat nie, of wat jy daar vir hom sê nie. Jy kan daar gaan sonder enige skaamte ook. Jesus verstaan altyd. Hy verstaan nie net nie. Hy help ook. As jy dan nou so in al jou swakheid tot God se troon sal toetree, dan bid jy ook nie alleen nie. Nee, jy weet ons lees in die Bybel, nee,
In Romeine 8 vers 26, ons lees daar, ons weet ook nie altyd reg wat om te bid nie. Ons vra soms goed, wat ons dink wat goed is, wat nie goed is vir ons nie. Ons het ook nie altyd die regte woorde nie. Maar hy hoe goed is die Here, nee, die Heilige Gees kom ons in ons swakheid te help. Want hy ondersoek die dieptes van God, maar hy ondersoek ook my dieptes. Hy tree vir my in, sê die woord, met onuitspreeklike sigtinge. Maar God gaan verder, dis nie al nie. As ons 'n groot hoëpriester, dan bid die Here Jesus altyd vir jou. Hy pleit by die Vader vir jou. En jou gebede word deur sy voorbede gedra. Nou dink maar nou nie, sal die Vader dan sy seun en die Gees afwys? Ek sluit hierdie dagstukkie vir ons af. Beteken dit as ek nou so tot God se troon nader, dat al my wense vervul word? Dan ons word gehelp. Maar miskien is dit ook so, miskien wil die Vader ook wys wat sy wil vir my lewe is en vir my krag gee om sy wil te aanvaar. Maar gehelp, sal ek gehelp word. Nie miskien al my wense nie, maar by die troon kry ek barmhartigheid en genade. Hy weet die Here, en alles weet hy. Ek het deernis nodig, ek het medelee nodig, en hy weet ook, hy, my kind het genade op, genade nodig. En die Vader vergewe mildelik, en hy gee vir my kragte om daardie beproefdheid waardig te dra as 'n kind van God, goddelik. En hy doen dit op die oomblik wat ek dit nodig het. Amen. Geliefdes, kinders van God, ons kan nog hierop saam sing van Psalm 27 en dit dan ons sing die verse 4 en vers 6. Kom ons dank die Here saam. Vader in die hemel, Here, ons dank ook weer eens vir hierdie dagstukkie wat ons vandag kon doen. Dankie vir hierdie verse wat ons uit die brief aan die Hebreërs kon lees, verse 4, hoofstuk 4 van verse 14 tot 16. Dankie dat ons dit kon oordink en ook toepas in ons lewens. Vader, baie keer dink ons miskien, ag, hoe sal dit wees as ek eendag voor God se troon moet verskyn met al my verkeerde, met my sondes. Sal die Here my miskien nie wegwys nie. Here, dankie dat U vir ons in U woord wys, vooruit, dat dit nie eendag is nie, maar dat ons, as die Bybel nou oopgaan, in die kerk, of by ons huise, of waar ook al, dat ons dan reeds voor U troon verskyn. Ook as ons in ons gebede tot U nader. En Here, dankie dat ons mag lees, dat U se troon vir U kinders, nie 'n troon van oordeel en van gerig is nie, maar dat dit 'n troon van genade is. Ons hoef nie bang te wees nie, ons hoef nie skaam te wees nie. Ons kan na U troon toe kom met die grootste vrymoedigheid, omdat ons Here Jesus Christus daar by U sit aan die regterhand. En dat hy altyd vir ons intree, vir ons plek by U, en dat U vir hom nooit sal afwys nie. Vader, en ons weet, ons kan daar kom, en U sal nie kwaad vir ons wees nie, U sal ons nie wegwys nie, U het altyd begrip. En daarom is die Seun, die Here Jesus, altyd medelee met ons, hy het deernis met ons, hy sagmoedig met ons. En ons weet ook, by U troon kan ons altyd genade op genade kry. U vergeef vir ons baie mildelik. Here, baie dankie vir dit. Here, ons bid weer vir almal die broers en die susters, waar hulle ook al is, by hulle se werke, hulle se huise. Here, hou tog U bewarende, beskermde hand oor U se kinders in hierdie vreemde tye. Here, seën elke huis, en ons bid dit om die Here Jesus Christus ontwil. Amen. Geliefdes, kinders van God, U sien dan weer vir my, as die Here wil, 'n volgende keer. Baie, baie dankie.